Goeiedag en baie welkom by hierdie uitsending. Ons is in lydenstyd, ons staan by die 3de Lydenssondag. Mag dit wat Jesus Christus vir ons almal met sy kruisdood en opstanding uit die dood gedoen het, opnuut vir jou ook nuwe betekenis kry. Mag jy daarom in hierdie lydenstyd vir jouself die ruimte skep, die geleentheid skep, om so 'n bietjie hieroor na te dink. Maar kom, ons raak saam stil voor die gekruisigde, opgestane Jesus Christus. Hy wat sy lewe vir almal van ons gegee het, sodat ons saam met hom vir ewig kan lewe. Kom, raak net stil voor hom. Here, ons teks in hierdie geleentheid, Markus 15, sê spesifiek in vers 19 en 20, hulle, die soldate, het Jesus herhaaldelik met 'n stok oor die kop geslaan en op hom gespoeg en hulle knieë gebuig asof hulle aan hom eer wou bewys. Nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle die persmantel uitgetrek en weer sy eie klere vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om hom te kruisig. Here, dit is wat u moes verduur. En hierdie is maar net 'n gedeelte van wat u alles moes deurmaak terwille van ons sondige mense. Uit liefde vir ons het u uself, u lewe gegee vir elke liewe mens reg oor die wêreld. Ons kan nie anders as om u te loof, te dank en te prys hiervoor, want Here, as dit nie hiervoor was nie, was ons as sondaar mense totaal en al in sonde verlore vir altyd. So dankie Jesus, dankie vir u liefde en genade. U is inderdaad die enigste, ware, lewende, drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons enigste Here. Amen. Hierdie God van liefde en genade, wat sy lewe vir elkeen van ons gegee het, sodat ons saam met hom vir ewig kan lewe. Hierdie God groet jou en seën jou daar waar jy jouself nou bevind, met sy liefde, genade en vrede, meer as wat jy nodig het. Amen. Ons staan in die kerkjaar in lydenstyd en ons kom vandag by die 3de Lydenssondag. In hierdie geleentheid gaan ons so 'n bietjie infokus op die bespotting van Jesus. Ons gaan 'n bietjie kyk na die geweld teen Jesus, die dra van Jesus se kruis en dan kyk ons ook na Golgotha, die plek waar Jesus gekruisig is. Ons tema in hierdie geleentheid, die pad van die kruis. Die pad van die kruis. En ons teks in hierdie geleentheid is Markus 15, vers 16 tot 22 in die 83 vertaling van die Bybel. Jy is nou welkom om dit sommer saam met my te volg. Die soldate vat Jesus toe in die binnehof van hulle hoofkwartier in en roep die hele afdeling bymekaar. Toe trek hulle hom 'n persmantel aan en vleg 'n doringkroon en sit dit vir hom op. Daarna het hulle hom begin groet en gesê, ons groet u, koning van die Jode. Hulle het hom herhaaldelik met 'n stok oor die kop geslaan en op hom gespoeg en hulle knieë gebuig asof hulle aan hom eer wou bewys. Nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle die persmantel uitgetrek en weer sy eie klere vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om hom te kruisig. Die soldate het iemand wat daar verbygekom het, gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Dit was Simon van Sirene, wat van buite die stad afgekom het, die pa van Alexander en Rufus. Hulle bring Jesus toe na 'n plek
Golgotha, wat kobbeenplek beteken. Nou liewe geloofsfamilie, vandag neem jy en ek ons plekke in aan die voet van die kruis op Golgotha. En ons gaan saam kyk na die lydenspad wat Jesus vir ons almal moes stap. Ons teks, Markus 15 vers 16 tot 22, beskryf hoe Jesus deur die soldate bespot, geslaan en verneder is, voordat hy self sy eie kruis na Golgotha moes dra. Ons teks wys vir ons hoe diep Jesus se lyding was. En hierdie lyding van Jesus was nie net fisies nie, maar ook geestelik en emosioneel. In die eerste plek kyk ons na Jesus se bespotting in vers 16 tot 20. Die Romeinse soldate het Jesus in die binnehof van hulle hoofkwartier ingebring, lees ons in ons teks. En hulle die hele afdeling, die hele bataljon bymekaar geroep om Jesus te bespot. Hulle het selfs vir Jesus 'n persmantel aangetrek om hom as koning te verneder. Hulle het 'n doringkroon op sy kop gedruk en hom geslaan, terwyl hulle spottend uitgeroep het, wees gegroet, koning van die Jode. Nou, dink net so vir 'n oomblik aan die ironie van hierdie toneel. Jesus is inderdaad die koning van die konings, en tog word hy deur hulle as 'n vals koning bespot. Want jy sien, hulle het nie verstaan dat Jesus se koninkryk nie van hierdie wêreld is nie. In Johannes 18 vers 36 sê Jesus reguit, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Ja, Jesus het nie gekom om oor mense te heers met deur mag nie, maar om te dien en sy lewe as losprys te gee. Markus 10 vers 45 sê, die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Vriende, hierdie bespotting van Jesus herinner ons dat Jesus ook ons lyding verstaan. Jesus weet presies hoe dit voel om verwerp te word, om verneder te word en om seer te kry. En ten spyte daarvan dra Jesus dit alles ter wille van elkeen van ons. In die tweede plek fokus ons hier in ons teks op die geweld teen Jesus. Ons lees hier in vers 19 en 20 dat die soldate Jesus geslaan het en op hom gespoeg het. Hulle het Jesus met 'n riet oor die kop geslaan, waarskynlik om daardie doringkroon nog dieper in sy vel in te druk. Nou hierdie wrede behandeling wys vir jou en vir my op die sondige hart van ons ou mensdom. Ja, vriende, hoe vinnig mense tot wreedheid kan oorgaan wanneer hulle 'n ander persoon as minderwaardig beskou. So, dink nou net vir 'n oomblik hieroor. Hierdie is die Seun van God, die een deur wie en vir wie alles geskep is, soos wat Kolossense 1 vers 16 bevestig. En tog, ten spyte daarvan, het die mense nog steeds Jesus met soveel geweld en wreedheid behandel. Dis deel van die prys vir ons almal se sonde wat Jesus bereid was om te betaal. Hoor net hoe sê Jesaja 53 vers 5, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons
genesing gekom. Let jy op die herhaling van die woordjie vir ons die heeltyd in hierdie Jesaja 53 vers 5, vir ons, oor ons. Hierdie lyding van Jesus was nie verniet nie. Dit was die pad na jou en my verlossing. In die derde plek, kyk ons ook na die dra van Jesus se kruis, vers 21 van ons teks. Jesus was so geslaan, 'n mens wil eintlik die woord gebruik, martel. Jesus was so gemartel en verswak, dat hy net eenvoudig nie meer self sy kruis verder kon dra nie. Daarom dat die soldate toe vir Simon van Sirene, 'n onskuldige omstander, gedwing het om Jesus se kruis te dra. Nou hierin is 'n geestelike les vir jou en vir my opgesluit. Jesus het gesterf vir ons sonde, maar hy roep ons ook op om ons eie kruis op te neem en hom te volg. In Lukas 9 vers 23 sê Jesus, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Nou, dit beteken nie dat jy en ek nou maar ons eie sondes moet dra nie. Nee, Jesus het dit alreeds klaar aan die kruis vir jou en vir my gedra, ter wille van ons. Maar, dit beteken dat jy en ek geroep word om in Jesus se voetspore te volg, selfs al beteken dit lyding en opoffering van jou en my kant. Simon van Sirene, die onskuldige omstander, se deelname aan Jesus se lydensweg, wys vir jou en vir my, dat ons as kinders van die Here ook 'n rol te speel het in die werk van die evangelie. Ja, soms vra die Here ook vir ons om iemand anders se laste te help dra. En nou kan ek nie anders as om die vraag te vra, wanneer laas het jy onder iemand anders se skouers ingebuk om daardie persoon te help aan sy of haar las dra? In die vierde en laaste plek kyk ons na Golgotha. Golgotha, die plek van opoffering, vers 22 in ons teks. Uiteindelik is Jesus na Golgotha geneem, 'n plek van dood en pyn. Maar liewe geloofsfamilie, vir jou en vir my is dit die plek van redding, van verlossing. Dit is waar die enigste seun van God sy lewe gegee het, sodat jy en ek vir ewig kan lewe. En daarom moet ons nooit vergeet wat dit ons Here Jesus gekos het om ons te red nie. Ja, Jesus het die pad van die kruis, die pad van vernedering, van swaar kry en uiterste pyn geloop, sodat jy en ek met God versoen kan wees. So, wat beteken hierdie verhaal in ons teks, Markus 15 vers 16 tot 22, vir jou en vir my hier in 2025? Wat beteken hierdie verhaal vir ons vandag? Hierdie verhaal lig vir ons 3 belangrike punte uit. In die eerste plek, Jesus verstaan ons pyn. As jy verwerp, gespot of seer gemaak voel, weet dat Jesus self deur dieselfde gegaan het. Jesus het die pad vir jou en vir my oopgemaak. Jesus verstaan presies wat elkeen van ons van tyd tot tyd moet deurmaak. Ja, Jesus het self deur alles gegaan vir jou en vir my, om ons voor te berei. Nommer 2, ons is vrygekoop
deur die bloed van Jesus. Ons is vrygekoop deur die bloed van Jesus. Jesus se lyding was nie verniet nie. Dit het vir ons redding gebring. In die derde plek lig hierdie verhaal vir jou en vir my uit. Ons word geroep om Jesus se kruis te dra. Dit beteken om selfopofferend te leef, jouself prys te gee en Jesus se liefde in die wêreld te verkondig. Liewe geloofsfamilie, jy en ek kry geleentheid om in hierdie lydenstyd na te dink oor wat Jesus vir ons gedoen het en dan met dankbaarheid daarop te reageer deur ons lewens aan Jesus toe te wy. Daarom, maak gebruik van hierdie lydenstyd. Maak gebruik van die geleentheid om jou verhouding met Jesus nuut weer te bevestig. Maak tyd om stil te raak en opnuut as ware aan Jesus se voete te gaan sit in jou binnekamer. Amen. Here, dankie vir lydenstyd 2025. Dankie dat ons die geleentheid kry om net weer te dink oor wat U alles deurgemaak het, wat U alles gelei het ter wille van die ganse menslike geslag reg oor die wêreld, sodat ons vir ewig en altyd saam met U kan lewe in 'n nuwe lewe, 'n lewe van oorwinning. Ek bid dit, Here, vir elkeen van ons. Dankie Jesus, dankie vir U liefde, onbeskryflik groot vir elke mens. Ons sê ook vir U, ons het U hartlik lief, o Here. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons enigste Here. Amen. Stap uit en gaan berei jouself voor op Paasfees wat op pad is. Maak tyd om stil te raak voor Jesus. Dink terug aan sy kruispad, wat hy alles deurgemaak het, ook vir jou. En maak seker, jou verhouding met Jesus is op standaard. Ervaar God die Vader se oneindige groot liefde vir jou. En God die Seun, Jesus Christus, se groot genade oor jou. In en deur die alomteenwoordigheid van sy Gees, die Heilige Gees, elke oomblik van elke dag, in jou, by jou, saam met jou. Amen. He became sin, who knew no sin, that we might become His righteousness. He humbled Himself and carried the cross. Love so amazing, love so amazing. Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from Jesus Messiah, Lord of all. His body the bread, His blood the wine, broken and poured out, all for love. The whole earth trembled and the veil was torn. Love so amazing,
Love so amazing, Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all, Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all, Jesus Messiah.